Goeiemôre en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. Nou vandag is tweede Kersdag of die ou dae het mense op Engels gepraat van Boxing Day. Nou ek wou amper hierdie video gister opgeneem het, maar was ook so bietjie besig om met my familie Kersfees te vier en dis het ek nie daarby uitgekom nie. Maar tweede Kersdag is seker ook 'n gepaste dag om so 'n bietjie oor Kersfees te gesels. En vandag is my onderwerp 'n Kersboodskap vir Afrikaners. En jy sal binnekort verstaan wat ek daarmee bedoel. Want ek is ook so besig om my 'n bietjie te verdiep in die geskiedenis en ek lees so 'n geskiedenisboek. Nog 'n ander ene as wat ek laas gelees het. Maar voor ek daarby kom, wil ek net weer eens herinner aan ons boeke waarvan u 'n eksemplaar kan koop. Hier onder die video is daar die winkel waarop jy dit kan bestel. En baie dankie ook aan almal wat hierdie jaar ons ondersteun het deur 'n boek of 2 aan te skaf hier by Praag. Maar nou ja, as ons nou kom by Kersfees, ek het 'n klomp dinge gedink om te sê en ek wou ook so 'n bietjie ingaan, ek sal nog net daarby kom. So 'n bietjie ook ingaan op die heidense oorsprong van Kersfees, want sover ek verstaan, weet niemand eintlik op watter dag Christus gebore is nie. Dit is nie opgeteken nie. En hier rondom 300 na Christus het hulle in Egipte of iewers begin om sy geboorte te vier, en dit het toe ook saamgeval met die wintersolstitium in die noordelike halfrond. En natuurlik 'n klomp heidense feeste wat die Romeine veral die sogenaamde Saturnalia in Desember gevier het. En sodoende het dit ontwikkel. En ek dink soos die westerse kultuur as sodanig wat eintlik 'n samevoeging van die Griekse en Romeinse en dan die Christelike leer is, of Kersfees nou maar so ontstaan as 'n soort hybride dag wat gevier word, maar met 'n sterk godsdienstige inslag. En dis natuurlik fantasties dat dit reg oor die wêreld gevier word, reg oor die westerse wêreld, reg oor die Europese wêreld. Dit is iets wat eie aan ons is en eie aan ons kultuur en reg oor die wêreld waar Europeërs hulle gevestig het, soos in Suid-Afrika, word Kersfees gevier. In die ooste, in China en sulke plekke het hulle natuurlik heel ander feeste wat hulle vier. Daar is die Chinese nuwe jaar, die jaar van die rot en die jaar van die ek ken nie eers al die Chinese jare nie, maar dit is iets heeltemal anders wat sekerlik interessant kan wees van buite af, maar dit het niks met ons te maak nie. Maar so net om mee te begin, ek dink so 'n paar jaar gelede, hele paar jaar gelede, meer as 20 jaar gelede, het ek 'n stuk in rapport geskryf. 'n soort Kersboodskap en dit is ook die titel daarvan, en ek wil dit nou net sommer, dit is nie te lank nie, gaan dit sommer nou net vir die voorleester inleiding, en dan kan ons bietjie verder uitwy oor wat ek te sê het. So ek het daar geskryf op hierdie, dis nou in hierdie teks van my alberegs, dis hy's meer as 500 bladsye lank, en dis 'n klomp van my rubrieke van destyds, en ek geniet dit self om dit so af en toe daarna te kyk, want alles wat ek destyds geskryf het, maak vir my nog steeds baie sin. Nou op hierdie, so in die 3de paragraaf sê ek, op hierdie meer persoonlike noot, wil ek vandag 'n soort Kersboodskap aan al my lesers rig. Aangesien ons so leierloos is, gaan niemand anders op die TV soos in ander lande vir u so 'n boodskap lewer om u met 'n bietjie nostalgie oor die jaar wat verby is, ook moed in te praat vir die jaar wat kom nie. Kersfees is in die eerste plek 'n tyd om saam met familie deur te bring, en ek hoop elkeen van u gaan alles op sy skuif en tyd deurbring saam met kinders, gades en grootouers. En daar is natuurlik niks so lekker soos om jou familie te sien en so 'n bietjie te kuier rondom Kersfees wees nie, soos baie van julle waarskynlik gedoen het. Een van die boere se vele voortreffelikhede is hul talent vir kuier.
iets wat die historikus Eric Walker in sy bekende boek oor die groot trek insgelyks beklemtoon het. Ek hoop jy geniet die groot kuier en die boerekos en ons heerlike Kaapse wyn wat deesdae wêreldwyd erkenning geniet. En speel maar so ietsie op die klavier, diegene wat kan. Die gelowiges, van wie daar nog baie onder ons mense is, sal kerk toe gaan en dink aan Christus se geboorte, en die ongelowiges sal hopelik ook 'n oomblik die sin van die lewe bepeins of 'n stukkie filosofie lees, en almal sal nadink oor die voorregte wat ons geniet en die miljarde mense ter wêreld wat dit nie het nie, veral ook die nuwe armes in ons eie geleedere, slagoffers van afdankings, werkloosheid en regstellende aksie. Pak maar iewers 'n mandjie met kos en lekkernye as u weet van iemand wat behoefte ly. Om presente uit te deel is 'n heidense gewoonte, maar watter beter beloning is daar nie vir 'n jaar se harde werk as om 'n kindergesiggie te sien ophelder met die geluid van skeurende geskenkpapier nie. En natuurlik is daar geen beter geskenk as 'n kinderboek nie, waarvan daar darm deesdae weer heelwat in Afrikaans verskyn. Vir die meeste van ons was dit 'n woeste jaar, vol uitdagings, mislukkings en enkele suksesse. Baie dinge het gebeur, en die koerante is volgeskryf daarvan. Maar weet dan dat ons ver gevorder het om die verwarring en moedeloosheid in Afrikanergeleedere op te klaar, en persoonlik sien ek uit na die toekoms. Nou ja, dan gaan ek nou nog verder daaraan. Ek sal nie die res lees nie, maar dit is in 'n netedop. Ek dink dit is vir my nog steeds 'n baie geldige Kersboodskap. Dit was 'n baie woeste jaar vir my persoonlik, ook hierdie jaar gewees. Ons het vir Gustav Venter verloor en dood afgestaan, en my vrou is gediagnoseer met kanker, en dis 'n hele nuwe stryd wat sy en ons gesin daarteen voer. Maar hooplik daar is lig aan die einde van die tonnel, en ons hoop sy gaan dit regkry om weer gesond te word. Maar natuurlik, daar het vele ander dinge, negatiewe dinge in die land gebeur. Die misdaad woed nog steeds. En ons het ook gesien, ja, meer onlangs soveel mense net, daar's amper massamoorde wat gepleeg word in sekere van die swart woonbuurtes, en daar's nog plaasmoorde gepleeg en so meer. Maar ek dink ons kan uitsien na 2026 as 'n keerpunt, want daar's 'n klomp dinge aan die gang. In die eerste plek is daar natuurlik hierdie man wat binnekort blykbaar in Suid-Afrika gaan aanland. So in Januarie of Februarie gaan hy hierso, gaan sy vliegtuig hierso neerstrek en gaan hy sy nuwe pos vervul. En as jy nie weet wie dit is nie, dit is meneer Brent Bozell, die nuwe Amerikaanse ambassadeur. En ek koester nogal hoë verwagtinge van hom, want ek het 'n bietjie nagelees oor hom, en hy was al in 1987 deel van 'n groepering in die VSA, wat hulle daarteen verset het, dat Reagan hoegenaamd met die ANC-leiers moet praat. Dus hy voer al 'n lang stryd van 1987 af teen die ANC, en nou word hy die nuwe ambassadeur van die VSA in Pretoria. En ek dink dit is baie belangrik dat ons hom ingelig moet hou oor wat aan die gang is, as ook natuurlik ons geskiedenis. Ek dink hy weet reeds waarskynlik heelwat van ons geskiedenis, maar dit is ook nodig vir hom om 'n bepaalde, om die Afrikaner perspektief op ons geskiedenis aan hom oor te dra. Dus dit is alles nou maar eintlik toeval wat gebeur het met die verkiesing van Trump en wat ook al, maar dinge lyk regtig taamlik rooskleurig vir ons, en vir die eerste keer sedert 1994 het die ANC en die leermag van linkse ekstremiste in hierdie land het hulle 'n klein bietjie ontzag vir die Afrikaner. Voorheen het hulle ons net vertrap elke dag en ons beledig en verguis. Jy weet, daar was eintlik geen agting vir ons en ons geskiedenis in hierdie land nie. Trouwens, ons is uit die geskiedenis uitgeskryf, grootendeels. En ek sal nou daarna toe terugkom ook. En dan, ja, in Europa is daar ook iets aan die gang.
Daarso hierse, ek was toevallig in 'n winkel nou die dag en toe sien ek daar lê 'n eksemplaar van die Economist. Ek het nie gekoop nie, maar ek het nou die voorblad was vir my nogal tamelik treffend. Die Britse Economist, hulle sê Europe's populist right, can they be stopped? En hierso op hierdie voorbladfoto sien ons dan van links na regs as dit ware meneer Nigel Farage van die Reform Party in die Verenigde Koninkryk en dan reg langsom Marine Le Pen van die nasionale vergadering, nasionale samekoms in Frankryk en dan reg bokant haar tweede in bevel wat waarskynlik die presidentkandidaat gaan wees in Frankryk want hulle het natuurlik vir Marine Le Pen met 'n hofsaak verbied om vir 5 jaar enige politieke posisie na te streef. En bokant daar is dan Jordan Bardella, hy is die kandidaat en hy loop voor in die Bardella loop voor in die meningsopnames in Frankryk. En as hy president word in 2027 in Frankryk gaan dit 'n aardskuddende gebeurtenis wees. En al hierdie partye, dink ek, goed, dan gaan ons nog aan, daar is natuurlik Alice Weidel, waarvan ons al voorheen gepraat het op hierdie kanaal, as ook Giorgia Meloni, die eerste minister van Italië. Met ander woorde, 'n klomp lande in Europa, van ons stamlande, wel, ongelukkig nie Nederland nie, natuurlik nie, maar Duitsland, Frankryk, hulle gaan uiteindelik konservatiewe of regse regerings kry en hulle gaan met nuwe oë na Suid-Afrika begin kyk. En soos ek al soveel kere van tevore verduidelik het, ons ervaar tans die dwingelandy van die ANC bewind, nie omdat die ANC so slim en so hardwerkend en so strategies bedrewe was om ons militêr te verslaan of wat ook al nie, maar omdat daar verskillende westerse lande was, veral westerse lande, maar natuurlik ook Oos-Europese lande soos die ou Sowjetunie en Oos-Duitsland en Tsjechië en wat ook al, ou Tsjechoslowakye, die Volksrepublieke soos hulle self genoem het, en hulle het die ANC se werk vir hulle gedoen en hulle ondersteun en die Swede het selfs hulle verkiesing in 94 hierso vir hulle georganiseer. Dit was volslaa inmenging in ons land se huishoudelike sake en dit is hoekom ons vandag onder hierdie diktatuur verkeer van die ANC, wat eers sou dit 'n sosialistiese soort diktatuur van die proletariaat gewees het, maar nou het dit 'n rasse diktatuur geword. Maar as ons nou teruggaan, as ons nou praat van die geskiedenis en wat ons al voorheen ervaar het, dan is dit vir my asof, Nietzsche praat natuurlik van die ewige wederkeer, dinge wat oor en oor gebeur, dis amper soos daardie rolprent, waar is die Amerikaanse rolprent, Groundhog Day, waar dieselfde gebeure alself, hierdie man ervaar dieselfde gebeurtenis oor en oor en oor. En by ons is dit presies dieselfde, want ek het nou, as ons nou van die geskiedenis praat, hierso ek dink in die 2010s, toe die linkse geskiedskrywers, al hierdie marxistiese geskiedskrywers, het begin om die geskiedenis van die land heeltemal te herskryf. Dit het heeltemal 'n marxistiese soort geskiedenis geword, en daar was 'n aantal Afrikaner historici by die Akademie vir Wetenskap en Kuns, en hulle het 'n symposium gehou, en toe agterna het hulle besluit om 'n ander geskiedenisboek te laat verskyn, met die titel Geskiedenis van Suid-Afrika, en onder redaksie van professor Frans Johan Pretorius, en dis die boek wat ek tans besig is om te lees. En ek is nog maar in die beginjare van die Kaap, en wat ek al daar in die 1700s, wel, dis eintlik nou die begin 1800s, ek trek so by die 1800s, en Slagtersnek, en sulke goed. Maar wat vir my verstommend is hoe alles wat ons vandag beleef, het ons al oor en oor in die verlede beleef. Byvoorbeeld, met al hierdie grensoorlog op die oosgrens, die boere is net so aangeval, beroof, besteel, vermoor, destyds in die 1780s en later, as wat dit vandag gebeur. Dit is presies dieselfde, ons ervaar dieselfde ding oor en oor. En dit was eintlik maar net in die 20ste eeu, toe daar hierdie geweldige
Afrikaner renaissance plaasgevind het, dat ons die land gestabiliseer het en dit beveilig het vir die hele bevolking, vir onsself, maar ook vir die res van die mense wat hier woon. Maar nou is ons weer terug by die dae van die oosgrens, en dit is onveilig, dit is korrup, jy weet, dit is asof, ja, dit is net misdadigers wat gedei, dit is misdaad, is die bron van inkomste vir vele mense in ons land, sowel en met die korrupsie en alles natuurlik ook selfs in die regering. En dit is nie net beperk tot swartes nie, wel, daar is natuurlik die verskriklike misdaad ook op die Kaapse vlakte, en as jy mens nou hierdie boek lees van Frans Johan Pretorius hulle, dan kom jy agter, ja, die Koranas veral, en van die ander groepe ook in die Kaap provinsie, ja, hulle, jy weet, afstammeling, en die Boesmans, en die Hottentotte, en die Koranas, en wat ook al, hulle het geweldig baie misdaad gepleeg, hulle het ontsettend baie mense doodgemaak, vee gesteel, dit was presies net soos vandag, of selfs erger. Met ander woorde, jy weet, ons is, ek sou nie sê ons is al gewoon daaraan nie, maar, want ons moet nooit eintlik daarin gewoond raak nie, maar ons het al soveel van hierdie dinge in die verlede beleef, en daarteen georganiseer en dit oorkom, en uiteindelik het ons die mees suksesvolle land in Afrika gebou. Dit was eintlik 'n ongelooflike prestasie wat ons behaal het, en daar is vandag nog steeds die oorblyfsels van hierdie geweldige tydvak wat ons beleef het in die 20ste eeu, toe hierdie land amper 'n soort ryk was. Jy weet, as ons kyk na die hele Suider-Afrika, wat natuurlik die ou Suidwes ingesluit het, en Rhodesië, en die 2 Portugese kolonies. Dit was eenvoudige, ongelooflike gebied op aarde, waar daar soveel dinge gebeur het. En ek het nou onlangs, ek gaan nou op 'n stadium, ek weet nie of ek dit al genoem het nie, maar ek wil op 'n stadium verwys ook na 'n Franse geskiedkundige en skrywer en kommentator, meneer Bernard Lucan, wat, hy het ook so 22 minute YouTube video gemaak oor Suid-Afrika, dit is 'n onderhoud wat daar met hom gevoer is, en geweldig interessant, en ek dink, dis alles in Frans, maar ek dink mense moet daarvan bewus wees wat hy gesê het. Dit is so 3 weke gelede wat hy dit gedoen het, en ek sal so 'n bietjie dit probeer vertaal, en wat ek al, en miskien kan ons selfs op 'n stadium met hom probeer gesels. En hy sê ook dat Suid-Afrika, een van die dinge wat hy in die video sê, is dat Suid-Afrika is nie Afrika nie. Ons is 'n Europese uitgroeisel in Afrika. Ons vier Kersfees, wat 'n Europese fees is, uit en uit Europees. En dit maak ons iets heeltemal anders as die res van die lande suid van die Sahara. En die feit dat ons nou magteloos geraak het, en dat ons verraai is natuurlik. Wel, dit is nog iets wat Lugan in sy video sê, is dat die Afrikaners is deur de Klerk verraai. Hy kyk daarna van buite af, en hy is 'n groot kenner oor die hele Afrika eintlik, en hy sê dit onomwonde, ons is verraai. En ons moet maar net dit ter harte neem, en dan van hier af aan moet ons begin dink en ons verbeel dat iets anders moontlik is. En ek het voorheen ook gepraat van die moontlike onafhanklikwording van die Weskaap. En dit is een van die temas, dink ek, wat mense moet ontgin, is hoe die Weskaap uiteindelik iets aparts van die res van die land kan word. Dit kan 'n begin wees om hierdie soort magsgreep wat daar intussen ontstaan het, die magsgreep van die staatsgreep en die regimeverandering wat plaasgevind het in 94, dat ons dit kan begin afbreek. Moontlik saam met die hulp van meneer Bozell van Amerika, of president Trump, of wat ek al, maar ons kan nie te veel ook op buitestanders reken nie, alhoewel, soos ek sê, al gesê het, die wiel draai, en dinge
beweeg in ons rigting, verseker. Maar ja, as jy mens so 'n bietjie daar nalees oor die ou geskiedenis van die Kaap en hoe moeilik dit was, hoe verskriklik moeilik, op 'n stadium was daar maar 26,000 mense in die Kaap. Jy weet, dit is soveel soos 'n paar voorstede in Pretoria, of wat ook al. En dan was daar nog 26,000 slawe gewees, maar die interessante ding is dat die kompanjie, hulle het die meeste slawe besit. Die gewone mense het nie veel slawe gehad nie. Hulle het maar so 2 of 3 gehad, wat eintlik soos bediendes was vir hulle, en wat hulle ook versorg het, en vir wie hulle omgegee het, en jy weet, en hulle ook soos amper soos familie behandel het, en hulle gekersten het, en ja, dis natuurlik, as ons praat van kerstening, Suider-Afrika is natuurlik ook 'n Christelike deel van die wêreld, want dit is gekersten. Die res van Afrika, 60% daarvan is islamities. Dit is 'n moslemgebied. En daarom het ons ook hierdie Europese godsdiens, die Christendom wat in die Midde-Ooste ontstaan het, maar wat eintlik, maar ons weet dit natuurlik, Israel is nie 'n Christelike land nie. Dis 'n Joodse land, maar die Christendom het in Europa ontwikkel, en dis eers deur die Romeinse keiser Konstantin aangeneem, en van daar af het dit ontwikkel met die Katolieke Kerk en toe die hervorming en so meer. Ja, dit is uiters Europese geloof wat ons ook in hierdie land en in die hele Suider-Afrika versprei het, en daarmee het ons 'n geweldige bydrae gelewer. Ons het natuurlik soveel bydraes op soveel gebiede gelewer in die 20ste eeu en daarvoor, maar dit is goed om hierdie dinge te onthou, en dit kan ons die nodige selfvertroue gee ook om die toekoms tegemoet te gaan en om vas te byt en nie net moed op te gee nie, soos baie mense deesdae geneig is om te doen. Maar ja, ons het al alles van tevore gesien, dieselfde ding oor en oor beleef, dieselfde geweld en diefstal en moord en korrupsie, en ons het dit oorkom. Ons kan dit weer 'n keer oorkom, maar ons moet net helder daaroor begin dink. Helder soos ons Europese voorouers, en soos ons ewe knieë vandag in Europa en Amerika. Daar's 'n groot helderheid deesdae by mense oor wat verkeerd is en hoe dit reggemaak kan word. En ons gaan definitief deel wees van daardie hele avontuur. En dit gaan hierdie jaar verseker verder evolueer of ontwikkel, en ons moet deel wees daarvan, en ons moet uitsien daarna. Dis maar so 'n paar gedagtes wat ek vandag met u wou deel. Ons dankie vir almal wat die kanaal ondersteun het gedurende die jaar, en verseker gaan ons in 2026 nog 'n klomp gedagtes met u hier uitruil. Tot dan, en tot volgende keer. Dankie vir die aandag. Totsiens.